Salams and welcome. Thank you for joining me in part number 37 of the Afrikaans reading of the Holy Quran, die Heilige Quran. Alhamdulillah, die Heilige Quran by Imam M.A. Baker. Allah subhanahu wa ta'ala reward him abundantly and all those responsible for the publication and the proofreading and so on. Please obtain copies of the Quran from the IDM 031 304 6883, the IPCI 031 306 0026 or 27, the Muslim Judicial Council from 021 684 4606, or from Shwani Muhammad's Hardware 012 374 6102, and my copy I obtained it from Jones Yunus Musa Dada from Musa Insurance Brokers. May Allah subhanahu wa ta'ala reward everyone abundantly. Ameen. We are busy with chapter number 2, Surah Al-Baqarah, the cow or the heifer, the Qui, 286 verses, the longest chapter of the Quran. Busy with part number 37. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hoofstuk 2, die Qui, Surah 2, Surah Al-Baqarah, afdeling 22, episode 37, chapter number 2. Afdeling 22, vergelding en erfdelings. Dit is geen deeg as julle die aangesig na die ooste en na die weste draai nie. Maar deugdelikheid is om te glo in Allah en in die laaste dag en aan die engele en aan die boek en die profete en wat van sy rykdom uit liefde afstaan aan sy familiegenote en van die wessies en die behoeftiges en aan die reisiger en vir diegene wat vra en vir die vrykoop van slawe en die gebed onderhou en die zakat. Wat is die zakat? Die zakat is die offergawes van behoeftiges 2.5%, right? En die zakat betaal en hy wat sy woord gestand doen nadat hy 'n belofte gemaak het. En deugdelik is die geduldiges wat in ellende en kweeling en in tyd van moeilikheid moet hou. Hulle is die mense van die waarheid. Hulle is die mense van die waarheid. Dit is hulle wat pligsgetrou is. Alhamdulillah. O julle wat glo, Qisas, die wet van gelykheid en straf, kan toegepas geëis word in die geval van moord. Vrygeborene teen vrygeborene, slaaf teen slaaf, vrou teen vrou. Maar indien die moordenaar kwytgesteld word deur die bedroefde broer of geinsgenote, dan moet die bloedgeld geëis word en die uitbetaling daarvan moet met geregtigheid en in 'n goeie gees geskied. Dit is versagting en barmhartigheid van julle Heer. Wie hierdie perke oorskry, sal 'n smartlike straf ontvang. En deur Qisas, wet van gelykheid in straf, is daar lewe vir julle, o mense met insig, sodat julle Godvreesend mag bly. Dit is vir julle voorgeskryf, dat wanneer die dood naderkom, en 'n nalatenskap word nagelaat, daar in 'n testament vir ouers en naasbestaandes op 'n billike wyse nagelaat moet word.
Hierdie plig rus op die Godvreesendes. Wie ook al dit die erflating verander, nadat hy dit gehoor het, die skuld sal alleen rus op hom wat dit verander het. Voor wat Allah is alhorend, alwetend. Maar hy wat vrees dat daar onreg of onbillikheid aan die kant van die erflater bestaan, en tussen die erfdelers 'n skikking teweegbring, sal sonder blaam wees. Waarlik, Allah is vergewensgesind, genadevol, alhamdulillah. That is 37. Please join me in the next episode, which is episode number 38. And we are busy with Surah Al-Baqarah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.